Matteus 5, en ons lees van vers 1 af. Toe Jesus die skare sien, het hy teen die berg opgegaan en hy het gaan sit en sy disippels het na hom gekom. Hy het begin praat en vir hulle geleer en gesê, gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle, wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en valslik beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Mooi is dit as ons sing, dis die asem van die lewe wat ek diep na binne trek. Laat my dink, as jy, toe ek en my boetie klein was, het ons altyd gekyk, wie kan sy asem die langste ophou onder die swembad se water. Wie van julle het dit ook gedoen? Ek seker baie. En as jy daar opkom en jy daai my gebed geliefdes is as oggend besig is met die woord van die Here, dat jy dit so sal inneem dat dit ook vir jou 'n oomblik in jou lewe sal wees en dat jy die asem sal kan gebruik om te lewe vir die Here se eer. Ons fokus is op vers 9 wat sê, gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ek wil vanoggend met julle 'n oefening doen. Doen my guns. Vat gou 'n oomblik, net so 10 sekondes. Ons lewe in 'n de mekaar wêreld, so ek seker is nie te moeilik nie. En dink aan iemand of iets of jouself dalk, 'n situasie wat vir jou vredeloosheid veroorsaak. Iets waarmee jy nie vrede het nie. Dink gou aan iets en dan knoop jy dit in jou kop. Vat 'n oomblik. OK, het julle dit? Die van julle wat nou nog iets het nie, well done it. Kom na die tyd, ek het 'n paar lewenstriks by jou nodig. OK, goed. Nou wil ek hê ons moet kyk vir 'n halwe minuut, hoe stil kan dit wees in hierdie kerk? As 'n babietjie nou huil, druk sy neus en sy mond toe, nee. OK. Kom ons kyk net vir 'n halwe minuut, hoe stil kan ons wees? Doodstil. Goed, daai ding waaroor jy vredeloos was, het dit weggegaan toe ons stil was. By wie het dit weggegaan? Enige iemand? Dit het nie. Jy kan nie vrede maak met stilte nie, dis die punt. En dis wat ons moet besef, wanneer ons na 'n teks kyk, soos geseënd is die vredemakers, dat die Here vir ons leer, daar's 'n baie groot verskil tussen stilte en vrede. En vir die van julle wat julle hande opsteek, ek wil net 'n bietjie lag, want ek het jou uitgevang. Daar's 'n groot verskil tussen stilte en vrede. 'n Tafel van 'n huisgesin kan doodstil wees. Iemand wat van buite af observeer kan sê, "Joe, maar daar's harmonie in hierdie gesin." Maar daar kan vredeloosheid wees tussen die man en die vrou van daardie gesin. Daar kan in hierdie gemeente 'n heilige atmosfeer wees waarin iemand wat kuier observeer en sê, "Joe, maar daar's vrede tussen mense." Intussen is daar mense wat met mekaar wroeg. Tussen is al mense wat hartseer is oor iets, of seer gemaak voel oor iets, of kwaad is vir iemand. En die hartseer ding is, wanneer ons dan stil is, het ons geleer in hierdie wêreld waarin ons leef, is ons geneig om te sê, daar's vrede. Daar's vrede want niemand beklei nie. Daar's vrede
want niemand spreek niemand aan nie. Daar's vrede, want niemand wys niemand tereg nie. Geliefdes, die Bybel noem dit nie vrede nie. Die Here Jesus self noem dit nie vrede nie. Wanneer Jesus in Matteus 5 vers 9 sê, geseënd is die vredemakers, dan praat hy nie van mense wat konflik vermy nie. Hy praat van mense wat deur God gebruik word om konflik reg te hanteer. En binne in dit gebroke verhoudings te herstel, binne in dit vrede te bring, sodat die vrygemaakte mense van die Here nie die vrag en die las van die seer van vredeloosheid saam met hulle moet dra nie. Jy moet goed besef wanneer ons kom by die saligsprekinge van ons Here Jesus Christus, dat dit nie net oppervlakkige dinge is wat jy sê, hey, nice, ek's bly om te hoor, as ek treur sal ek vertroos word nie. Die woord wat ons kry vir geseënd is die Griekse woord makarioi. En die woord makarioi beteken nie net bloot, ag, jy sal gelukkig wees, soos 'n wêreldse oomblik van vreugde, wat net nou daar is en dan vergaan dit nie. Die woord makarioi beteken ewige, hemelse, langdurige, permanente vrede en vreugde en blydskap, gelukkigheid in jou lewe. Dis die tipe vrede wat die Here in jou lewe soek en dis die tipe vrede wat hy deur jou wil bewerk, is vrede wat hou. Want hoe sleg is vrede wat nie hou nie, is dit? Hy wil vrede wat hou in jou lewe hê. Want dis wat makarioi beteken. Geseënd is die vredemakers. In gelukkigheid, in tevredenheid sal hulle wat vrede maak leef. En daarom roep die Here ons om mense te wees wat vrede gaan maak, maar hoe? Die eerste ding wat ons moet erken is dat die wêreld het heeltemal genoeg vredebewaarders, is dit nie? Mense wat maar net stil bly oor die indiskresies. Selfs het ons in 'n tyd gekom waar ons so is dat die wat wel die fluitjie blaas deur ons uitgehaal word. Of die wat wel moeilike situasies of gebroke situasies aanspreek, deur ons beskou word as die ou wat moeilikheid maak. Ag, daai moeilike ou oom. Of daai Reinhard wat kerm oor die. Baie keer gebeur dit. En die wêreld het genoeg vredebewaarders. Jesus roep ons om vredemakers te wees. Dis praat Jesus van baie meer as bloot 'n afwesigheid van konflik. Ons kyk na die Griekse woorde. En die Griekse woord wat jy kry hier, of die oorspronklike taal waarin die Bybel geskryf is, sê wat ons vertaal as vredemakers, bestaan eintlik uit 2 woorde uit. En die 2 woorde waarin dit bestaan, vertaal die eerste deel as vrede, volmaakte harmonie, en dan die tweede woord vertaal om te maak, om te bewerk, om 'n bouer van te wees. So as ek konflik vermy, en ek stil raak soos ons nou geraak het, oor die goed waaroor ek vredeloos is en niks net daaraan doen nie, is ek besig om 'n vredemaker te wees? Of is ek besig om 'n observeerder van valse vrede te wees? Dis die vraag wat ons vir onsself moet afvra. Want wat Jesus hier sê, beteken letterlik, dat jy iemand moet wees wat doelbewus, proaktief, gaan vrede maak daar waar daar vredeloosheid is. Ons gaan nou 'n bietjie meer hoor hoe doen mense dit. Maar die Here roep ons dat ons moet vredemakers wees. En is nie toevallig dat Jesus nie van vredebewaarders praat nie. Hy beskryf doelbewus vrede skep waar dit verlore gegaan het. Want dis presies wat hy kom doen het. Daar was nie harmonie tussen God en die mens na die sondeval nie. Die mens was verlore. En Jesus het gekom en hy kom vrede maak. Hy is die groot vredemaker en dis die evangelie. Dis waarvoor ons hier is vanoggend, om te hoor en te leer hoe die Here Jesus vrede gemaak het tussen ons en God. En hoe ons in daardie vrede deur God as sy kinders aangeneem is. En hoe die Here in daardie vrede ons liefhet, bo ons verstand, meer as wat ons kan verstaan. Want dis so wonderlik, van alles wat die Here doen, en van presies wat hy doen in hierdie saligsprekinge. Ons hoor weer Paulus se woorde, op grond van die groot barmhartigheid van God doen ek 'n beroep op julle. Nou kom Jesus in hierdie gedeelte,
Sy disippels hy het nog nie uit 'n paar disippels, maar die mense wat na hom luister, weet nog nie wat hy gaan doen nie, maar hy weet. Jesus weet wanneer hy hierdie woorde sê dat hy die groot vredemaker gaan wees. Hy weet dit presies. Hy weet presies wat met hom gaan gebeur. Hy weet dat hy sy lewe gaan moet gee om vrede te maak. So hy doen nie hierdie beroep op grond van verdienstelikheid nie, maar op grond daarvan dat hy vrede gemaak het met sy bloed aan die kruis. Kyk maar na Kolossense 1 vers 20. En om deur hom alles op die aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Wat ons goed moet verstaan van ons situasie voor Jesus, dat ons was nie in 'n neutrale posisie nie. Ons was nie in 'n stil oomblik en alles het reg gelyk in die hemelse raadsaal waar die Here is nie. Ons was rebelle teen God. Die Bybel leer keer op keer vir ons voor Jesus ons verlos het, was ons enigste geneigtheid om God en ons naaste te haat. Met ander woorde, daar was vyandskap tussen ons en die Here. Ons was stikkend voor die Here. Daar was niks wat ons kon doen, wat enige mens kon doen, om ons te red voor die Here nie. En dan kom die Here eerste. En hy doen eerste. Hy kom in sy liefde en hy red ons en hy kom maak vrede. Hy is die initieerder. Die een wat die verhouding opstel. Hy offer homself. Daarom noem Jesaja hom die vredevors, die een wat kom vrede bring. Hier lê die evangelie en hier lê jou motivering vir hoekom moet ek doen wat die Here vandag vir my sê? Hoekom moet ek gaan vrede maak met die ou vir wie dit so moeilik is om mee vrede te maak? Op grond van die groot barmhartigheid van God doen ek 'n beroep op julle. Omdat Jesus eerste kom vrede maak het, daarom kan jy iemand wees wat hom volg in vrede maak. Die Here gee nie eintlik vir ons 'n opdrag waarvan die praktyk nie bestaan nie. Hy gee vir ons bloot 'n opdrag wat sê, maar volg my net. Dit is nie asof ons 'n nuwe pad hoef uit te dink om vrede te maak. Hy sê, kyk na my lewe, kyk na wat ek vir jou doen. Ek is die vredevors, ek maak vrede. Nou moet jy iemand wees wat dieselfde gaan doen. Vrede gaan maak in die wêreld. En dit deur my uit te leef. Dit deur my te bedien, dit deur my te verteenwoordig. En daai verteenwoordiging kom presies in Jesus se motivering vir hierdie ding. Hy sê in hierdie gedeelte in vers 9, gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En nou moet ons verstaan wat 'n kind beteken het, of 'n seun beteken het. Die Griekse woord, ek kan dit nie mooi uitspreek, ek sal dit later weer onthou. Die Griekse woord seun is wat hier gebruik word. En daai woord het in daardie tyd 'n baie dieper betekenis gehad. Vandag is dit so, dat jy's miskien 'n prokureur en jou seun gaan swat onderwys. Ag, en jy's net te bly jou seun het 'n loopbaan, is dit nie? Of jy is miskien 'n ambagsman en jou seun gaan word 'n ingenieur, sodat jy vir die res van julle lewe om die etenstafel kan beklei. Wie weet nou eintlik die beste, die ingenieur of die ambagsman? Nee. In daardie tyd het dit heeltemal anders gewerk. As jy 'n goudsmid was, dan het jou seun 'n goudsmid geword. Jou seun se werk was om jou naam in die eerste plek vorentoe te dra en weer 'n seun van sy eie te kry om jou naam vorentoe te dra, dat die Pretoriuslyn net kan voortbestaan. Ek sou 'n teleurstelling gewees het in daai tyd. Ek het net 2 dogtertjies en ek's klaar. Nee. Ja, nee, kom ons open nie daai can of worms nie. Maar hoe dit aan daai tyd gewerk het is, jou seun word wie jy was. Natuurlik met sy eie nuances, maar hy word wie jy was. Reinhard Pretorius, die dominee, sy seun klein Reinhard Pretorius, die dominee. Nee, soort van so iets. So, wanneer die Here vir jou sê, jy wat 'n vredemaker is, sal kind van God genoem word, moet jy dit sien in daardie lig. In die lig van die kultuur wat hulle geken het. Dat 'n seun of 'n kind is die een wat sy vader se beeld uitdra. En nou gaan kyk ons na die motivering wat ons kry vir die verlossing of vir die heiligmakingpad wat die Here vir ons gee deur Paulus in Kolossense
in Kolossense 3 vers 10, dan hoor ons daar staan, en die nuwe mens, met ander woorde, jy moet net daai frase nou in sy konteks verbind. Kom ons gaan na 'n teks soos Romeine 6 toe, wat dit maklik maak. Romeine 6 sê, julle is in Christus in sy dood gedoop, en julle het saam met hom in 'n nuwe lewe opgestaan. Dis nie nou meer julle wat lewe nie, maar Christus wat deur julle lewe. So dis wie ons is, dis ons identiteit. Ek is iemand wat in Jesus opgestaan het. Raai wat, niemand kan dit ooit van jou wegvat nie. Dis vir ewig wie jy is, lewendig in die Here. So, jy nou, wat die nuwe mens in Jesus aangetrek het. Laas Sondag aan se aandiens, mense sal dit onthou. En die ou mens is vuil klere uitgetrek het en weggegooi het. Jy wat die nuwe mens aangetrek het, tot volle kennis en na die beeld van sy Skepper vernuwe word. So wat is die roeping wat ons sien in Kolossense 3 vers 10 vir ons gegee word? In die eerste plek iets wat so algemeen in die woord van die Here voorkom, eintlik trouens heeltyd klem op gelê word, volle kennis. Is dit nie waarmee ons laas Sondagoggend ook besig was? Om te sê, ek moet die Here leer ken, sodat ek nie soos 'n babietjie bly nie, maar dat ek groei in die geloof. Paulus leer, wat ons nou gebid het ook, ons geloof groei, word gevorm deur die aanhoor van die evangelie. Waar hoor jy die evangelie? Jy's nou besig om die evangelie te hoor, soos die woord verklaar word. In jou klein groep hierdie week is jy besig om die evangelie te hoor. Hoopelik elke aand en oggend en miskien middagete van jou lewe, as jy Bybel lees, is jy besig om die evangelie te hoor. Dit laat ons groei. Romeine 12 vers 2, wat ons skoenlapper verse sê, sodat God julle gedagtes kan vernuwe. Paulus skryf in Filippense 4, op alles wat waar, goed, reg en edel is, daarop moet julle gedagtes rig. Paulus bid vir die gemeente in Filippense, as hy sê, ek bid dat julle al hoe meer mag toeneem in fyn begrip en aanvoeling, weer eens kennis en liefde. Hy sê, want as dit gebeur, sal hulle op die dag wanneer Christus kom, geheel en al in die regte verhouding met God die Vader wees, deur ons Here Jesus Christus. So hier weer eens, julle moet groei in die kennis van die Here. Is dit nie hoe enige verhouding werk nie? Toe julle mekaar die dag ontmoet het, was julle dadelik lief vir mekaar? Nee. Niemand's dadelik lief vir mekaar nie. Jong mense sal dalk sê ja. Want na 'n week is dit op Facebook. Hey my liefie, hoe gaan dit? Ek so lief vir jou, hierdie vakansie is net te lank. Nee. Dis nie liefde nie. Dis chemiese reaksies en ek weet jy vra 'n dokter om dit vir jou te verduidelik. Wat gebeur wanneer ons date? Ons leer iemand ken. En wat groei in daai kennis? Ons leer iemand vertrou. Wat is dit? Dis liefde. Dis liefde. Die wete dat ek my lewe kan wy aan hierdie persoon, want ek kan hulle vertrou. So, eerstens, volle kennis, want dis hoe 'n verhouding groei. Jy leer God ken, dis hoe jou verhouding groei. En dan roeping. Dan vloei jou roeping daaruit. Die roeping wat sê dat jy 'n beelddraer moet wees. En is dit 'n nuwe ding in die woord van die Here? Nee. Die Here het die mens geskep en hy het gekyk en hy het gesê dis goed. Dis een na ons beeld. Hy sal vir ons 'n verteenwoordiger wees op die aarde. En dan wat doen die mense in die sondeval? Hy breek daardie beeld. Maar wat doen Jesus? Hy kom herstel dit. Nou wat moet jy elke dag doen? Jy moet 'n seun vir jou pa wees. Dit sê ek dra die beeld van my Vader uit. Dis hoekom ek geskep is. Dis hoekom ek op hierdie aarde bestaan en al het die son dit stukke geslaan, maak Jesus dit nuut. Ek is nou 'n seun van God. En nou moet julle vrouens nou nie dink ons diskrimineer nie. Seun van God verwys na vrou en man in hierdie konteks. Jy is 'n verteenwoordiger van die Here wat sy beeld moet uitdra in die wêreld. En nou kom die Here en sê, ek wil hê jy moet my verteenwoordig met vrede. Ek wil hê jy moet vrede gaan maak met die ou op hierdie aarde wat dit die moeilikste is om vrede te maak. Daar is 'n catch, ons gaan nou daarby kom. En vrede beteken nie jy's 'n swak mens nie, inteendeel. As ons die evangelie van ons Here Jesus Christus lees, dan sien ons dat hy wat die sterkste is. Die grootste vredemaker was.
Hy het sy bestaan as God nie beskou as iets waaraan hy moes vashou nie. Hy kon, maar hy het homself gewilliglik verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word, sodat hy kon kniel voor voete en dit kon was, sodat hy kon help met sy hand vir hulle wat in die stof lê, sodat hy kon vrede maak tussen God en mense. Dis die sterkste ding wat ooit in die geskiedenis van die mensdom gebeur het, die grootste oorwinning wat ooit behaal is, die finale oorlog wat gewen is. En dit het alles gebeur in iets wat vir die wêreld so swakheid lyk. Daarom sê die Here vir jou vanoggend, as jy regtig wil sterk wees, wees 'n vredemaker in my. Nou moet ons ook weet van vrede is, dat ware vrede is nooit ten koste van die waarheid nie. Ons moet hier baie versigtig wees. Ons lewe in 'n tyd waar mense sê, ag, hou net almal gelukkig, ons als okay. Ag, moenie nou moeilikheid maak nie. My boetie is so, ek en hy, hy's altyd net, hy wil net hê almal moet oor die weg kom. En dit werk net nie so organies altyd so nie. Natuurlik moet ons mekaar in liefde benader. Natuurlik moet ons probeer om vrede altyd te bewerk, maar ons kan nie vrede ten koste van waarheid hê nie, want dan is dit nooit ware vrede nie. Bybelse vrede is nie 'n goedkoop wêreldse harmonie van mense wat net niks vir mekaar sê wat iets kan uitlok nie. Let op die volgorde in hierdie gedeelte. As ons teruggaan en ons lees vers 8, dan sê daar, gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Met ander woorde, waar kom suiwerheid vandaan? Hoe kan ons harte suiwer wees? In Jesus Christus alleen. En hoe weet ons wat Jesus van ons wil hê? Sy woord. In Johannes 14 dan sê Jesus duidelik, ek sal my Vader vra en ons sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, naamlik die Gees van die waarheid, en hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle geleer het. Wat is dit? Dis die woord, dis die evangelie boodskap. Dis waar ons suiwerheid is, dis waar ons navolging van Jesus is. En is in die evangelie boodskap. Met ander woorde, gelukkig is die wat in my woord leef, kan ons dit toepas of prakties maak, want hulle sal God sien. En dan eers, gelukkig is die vredemakers. Eers waarheid en dan vrede. So geseënd is die wat rein van hart is, en dan geseënd is die vredemakers. Dit pas in by Jesus wat sê, moenie dink, ek het gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want nie oral waar die waarheid van die Here verkondig word, gaan mense daaroor vrede hê nie. Die waarheid gaan soms verdeeldheid veroorsaak. Ons het laasweek gehoor dat die waarheid die hoeksteen, Jesus, kan 'n klip wees waarteen iemand hulle voet stamp. So ons kan nooit vrede maak op 'n kunsmatige manier nie. Dis eintlik die les wat jy hierin moet leer, ten koste van die waarheid nie. Ek het onlangs gehoor van iemand met hierdie mooi getuienis, maar 'n ou in jou span by die werk wat verskriklik laster, nê. Dis ag, ek gaan nou nie die vrede bewaar en niks vir hierdie ou sê nie. Maar ek wil nou nie moeilikheid hier maak nie. Net nou is my baas kwaai met my, nê. Dis vals vrede, dis wat hierdie bedoel. Jy kan nooit vrede hê ten koste van die waarheid nie. Of as jou man of jou vrou of jou kinders, kos vat ouers en kinders as 'n toepassing. As jou kind iets doen wat jy weet nie goed is vir hom nie, en sê, ag, Paulus het gesê, vaders moenie julle kinders moedeloos maak. Ek sien nou lus om my kind nou weer moedeloos te. Kom ek los dit net. Laat die kind nou maar lekker speel soos hy speel. Dis vals kunsmatige vrede. Daar's nie vrede wat die waarheid uitsluit nie. Ware vrede word juis verkry deur die waarheid in te bring. So hoe lyk vrede maak in praktyk? Vredemakers bid vir mense wat hulle seer gemaak het. Vredemakers skinder nie. En weet julle geliefdes, hier's 'n ding waaraan baie van ons skuldig is. Ons het soveel keer vredeloosheid met iemand en almal anders weet daarvan, behalwe daardie persoon self. Almal anders weet jy's kwaad vir Pietie, maar Pietie weet, hy is salig onbewus dat jy vir hom kwaad is. As ons blaai na Matteus 18 toe, dan sê Jesus vir ons, dis presies die teenoorgestelde wat ek wil hê jy moet doen. As jou broer teen jou iets of jy teen jou broer het, gaan na hom toe, daar waar jy eenkant en alleen is, gaan praat met hom daaroor. Want dis die ander fout wat ons maak. Ek's kwaad vir Frikkie,
So ek kap hom op die WhatsApp groep waar ons almal is. Nee. Sodat almal kan sien ek het hom tereg gewys. Dis nie ware vrede maak nie. Dis nie Jesus se pad nie. Ware vredemakers skinder nie, hulle gaan maak vrede. Ware vredemakers is nie mense wat olie op die vuur gooi nie. Kom ons wees nou maar eerlik, baie van ons is so. As ons hoor twee mense beklei, gaan se lekker. Soos hierdie is juicy. Wat kan ons doen om hierdie situasie te vererger? So die persoon sê, hoor jy nie, maar Sunny het die volgende aan my gedoen, en sê, ja, en, soos die huisgenoot, nee, so maak ons as mense met mekaar. Ware vredemakers gooi nie olie op die vuur nie, hulle probeer dit smoor. Maar ware vredemakers geniet nie verdeeldheid nie, hulle probeer harmonie bring. Ware vredemakers probeer brûe bou waar ander mure bou. Hulle dra vergifnis waar hulle verkeerd was, hulle sê jammer waar hulle verkeerd was, hulle vergewe mekaar waar hulle seer gekry het. Hulle neem die eerste tree soos die Here Jesus die eerste tree geneem het. Hulle bring mense na die vredevors toe, die een wat kan vrede maak tussen mense. So waar jy kom, geliefdes, moet Jesus se vrede kom. Hy is die vredemaker. Hy roep jou as 'n kind van die Vader om soos jou Vader te lyk, in navolging van hom iemand te wees wat vrede bring. Hy is die een wat harte verander. Hy is die een wat situasies regmaak. Hy is die een wat herstel bring in die gebrokenheid van verhoudings. Hy is die een wat die swaarste swaar, die vredelose oomblik in jou lewe kan verander in vrede. Hy is die een wat ons moet bring. Die opdrag is so kompleks en so eenvoudig soos verteenwoordig die vredevors, sodat daar vrede in jou kringe sal wees. Al beteken dit, jy is die een wat die eerste tree moet neem. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg om U te ken, om in 'n verhouding met U te wees, om U kinders te wees, en dat U ons liefhet. Ons loof en ons eer U vir die vrede, die volmaakte vrede wat daar is tussen ons en U en ons Here Jesus Christus. Hy wat die eerste tree geneem het, wat verlos het. Ons loof U, Here, ons prys U. Help ons, Here, om so in Jesus te leef, dat ons die vredevors bring oral waar ons kom. Dat ons as kinders U verteenwoordig daar waar ons beweeg. En dat ons die evangelie boodskap van vrede uitleef in alles wat ons dink, doen en sê. Maak ons mense wat sê ons neem die eerste stap, want ons is volgers van Jesus Christus. Amen.